Goeiemôre. Jy luister na oordenking 134 in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is stellings wat maak of breek. Met dit wat ons tot dusver gesê het oor die effek van positiewe gedagtes op ons breinfunksionering, ons liggaam en ons lewensbestemming, gaan ons vanoggend meer prakties raak en kyk na die vorm van positiewe stellings in ons lewens. Want ons kan ons brein herprogrammeer, herbedraad, herkondisioneer om positief te wees. Begin positiewe stellings persoonlik met ek. Al sukkel jy om dit nou te glo, maak nie saak nie. Die onbewuste deel van ons brein waar negatiewe patrone gestoor is, sal in elk geval kennis hiervan neem en daarop reageer, positief daarop reageer. Biologiese prosesse kom aan die gang, wat 'n groepering van positiewe hormone en positiewe boodskappe deur my brein en deur my liggaam stuur. My hele liggaam reageer noodwendig op positiewe gedagtes. Ja, een swaalkie maak nie 'n somer nie. Maar as jy die tekens van die tye kan lees, besef jy dat 'n enkele swaalkie die lente aankondig en nog is op pad. Moenie stellings begin met verwarrende of halfhartige boodskappe, soos ek sal probeer, miskien sal ek, eendag sal ek nie. Stellings moet in die hier en nou verwoord word, sonder die wisselvalligheid van die uitkoms daarvan. Ons is geneig om die negatiewe te glo. Waak daarteen dat negatiewe stellings insluip en veral stellings wat so allesomvattend is. Verlede week by 'n cricketwedstryd word 'n seentjie deur die tweede bal uitgebul wat hy trotseer. Terwyl hy daar staan, sak sy skouertjies en sy koppie val vooroor. Hy stap van die veld af, trane vlak in sy oë. Hy haal sy beenskutte af en gooi moedeloos sy kolf in die sak. Sy pa wil vir hom sê, "Toe maar Boeta." Hy wil nog aanmoedig en bemoedig toe die damwalle breek en die seentjie dit bars sommer so uit sy binnekant uit en hy sê terwyl die trane oor sy wange rol, "Ek is die vrotste batsman in die hele wêreld." Nou kom ons stop gou daar. Net daar, in daardie oomblik, was ons almal al gewees. Die gevoel of hierdie oomblik se mislukking my totale menslike toestand beskryf. Daar's soveel weergawes hiervan. My hele lewe is van my weggeneem. Dit sal nooit uitwerk nie. Ek sal dit nooit weer regkry nie. Niemand is lief vir my nie. Alles is 'n gemors. My hele lewe is 'n gemors. Ek sal nooit weer gelukkig wees nie. Ek is 'n mislukking. Hierdie lys is baie lank. Ons almal is of was al daar. Die stelling wat die seentjie maak en glo, sal bepalend wees vir môre en die dag daarna. 'n Beter stelling en lewegewende stelling sou wees, wel, ek is uitgebul deur 'n goeie bal. Wel gedaan aan die bowler. Ek is teleurgesteld en ek voel op die oomblik nie baie goed oor myself nie. Hierdie gevoel is nie baie lekker nie. Wat kan ek doen om dit te vermy? Kom ek oefen harder. Ek kom nou agter ek sukkel om 'n volbal te speel. My tegniek moet verbeter. Ek is 'n goeie kolwer. As ek die beste wil wees, sal ek my spel verbeter. Nou beweeg die seentjie weg van onmag na moontlikheid, van selfvernietiging en magteloosheid na selfvertroue en deursettingsvermoë. Dink aan nog sulke positiewe stellings. Ek het 'n groot fout begaan. Ek's nie die eerste nie, en ek sal ook nie die laaste wees nie. Ek erken my fout. Ek weet waar dit skeef geloop het. En nou span ek al my vermoëns in om dit reg te maak.
Hierdie gebeure het my hart getref. Dinge voel deurmekaar in my gemoed. Ek sal die probleem opbreek in kleiner dele en doeltreffend, stuk vir stuk dit hanteer. Ek het seer gekry. Ek sal die lesse wat ek hieruit te leer het, leer en ek maak beter keuses die volgende keer. Ek sal nie toelaat dat een slegte ervaring my hele ervaring word nie. Dat een hartseer hoofstuk my hele boek word nie. Die mooiste deel van my lewe lê voor my. Die wêreld is mooi. Die lewe is mooi. Ek staan nou op en ek kyk vorentoe. Dit is wat reaktiewe stellings betref, hoe ek reageer op negatiewe gebeure in my lewe. Maar ons het daagliks proaktiewe stellings nodig, wat vooraf my karakter bou, my gedagtes vorm, my brein herprogrammeer, sodat ek myself daagliks daardeur definieer en kondisioneer. Ek is 'n goeie pa. Ek is 'n liefdevolle en 'n omgee mens. Ek het respek vir alle mense. Ek het 'n gesonde brein van die Here af ontvang. Ek gebruik dit tot sy eer en stel dit in sy diens. Ek is tot baie meer in staat deur die Here wat vir my krag gee. Ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee. Ek is gehoorsaam aan God. Ek is in gehoorsaamheid aan God lief vir myself. Ek gebruik al my gawes en talente. My lewe is 'n gawe. Ek is dankbaar vir hierdie dag. Ek is dankbaar vir hierdie mooi planeet. Ek is dapper. Ek is uniek en het 'n unieke plek in die wêreld. Ek is 'n goeie en voltooi die sin nou deur die rol of die beroep wat jy vervul. Skryf hierdie stellings neer. Dit moet sigbaar wees. Ek hoop dat jy vir 'n oomblik stop. Laat hierdie geleentheid nie by jou verbygaan nie. Neem nou jou pen en papier en skryf 5 tot 10 positiewe stellings neer. Terloops, jy sal skrik vir hoeveel keer jou brein na die negatiewe kant toe wil spring. Pas op vir daai saboterende boodskappe wat vir jou gaan sê, nee man, is belaglik om so aan jouself te dink. Nee, dit is selfsugtig. Dit is verkeerd om so ek die hele tyd te sê. En daar is 'n verskil om jouself te vereer en om jouself ernstig op te neem, omdat die Here jou uniek geskaap het en 'n unieke plek in die wêreld gegee het. Partykeer pas ons voertuie beter op as onsself. Ons stap nie verby ons voertuig en gee 'n skop in die deur, of 'n vuishou op die bonnet, of 'n klap op die dak nie. Maar soms doen ons dit met onsself. Ek is verstom dat mense duisende rande per maand sal betaal vir 'n voertuigpaaiement en nog soveel duisende vir die diens van daardie voertuig, die versekering maandeliks. Maar wanneer dit by ons eie siel kom en ons selfversorging, is mense nie bereid om 'n oomblik of 'n sent daaraan te spandeer nie. Ek kan net ander lief hê as ek myself liefhet. Dit is maar net die wet van ons wese. Laat vandag tel en skryf 5 tot 10 stellings neer. Ek is. Kom ons bid saam. Hemelvader, soms is die een wat ons die meeste versaak, die meeste verwaarloos, onsself. Help ons, Here,
om onsself as 'n gawe van U, as 'n geskenk van U, mooi te versorg. En leer ons om lief te wees vir onsself. Help ons om ons lewe in die raamwerk van positiwiteit, van hoop en deursettingsvermoë te herbedink en ons denke op die positiewe te stel. Wees U, o Here, ons uitsig en hoop. Dankie dat U ons volmaak liefhet. Leer ons om dit ook te doen in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.